Goeiemôre, dan 30 April 2025, lesing 271 van die Groot Johannes Evangelie, boek 2. Nou vanmôre se opskrif is ook baie interessant, want dit is waarmee ons besig is. Almoese en herdenkingsfeeste. Almoese beteken, is nie 'n woord wat ons mee baie gebruik nie, want almoes laat jy so eintlik aan 'n bedelaar dink. Maar alles wat by ons hek inkom, is eintlik almoese, maar ons noem dit skenkings. En dit gaan dus oor skenkings en herdenkingsfeeste. Hoe die gewone mense dit doen, en hoe Yeshua daaroor voel. So kom ons lees en trek dit in na ons harte toe. Terwyl die hoofman dit nog sê, hulle sit nou aan tafel en skerts met mekaar, kom die goedhartige Ajara hom tegemoet en sê, wat bly julle tog so lank weg, Wester Raphael? Jy skyn jou ook al te wil aanpas met die langsame wêreldtyd. Regtig, dit gaan nie so vinnig soos ons reis na die verre son nie. Kom nou maar vinnig na binne, want die voedsel staan al op die tafel. Beide gaan gou vinnig na binne en groet my vriendelik. Die hoofman wil my bedank vir my voorsorg, maar ek, Yeshua, sê aan hom, vriend, jou hart is vir my voldoende, die voedsel het al op julle gewag. Versterk daarom voor alles, nou eers die liggaam, en rig jou vervolgens weer op die geestelike. Onthou dat hy was saam met Raphael weg, toe hy nou by sy kompanie aankom, toe al die werk wat hy wou doen in sy gedagtes, is klaar gedoen deur iemand wat net soos hy gelyk het. En hulle is toe almal verbaas. Maar dit was die engel wat dit gedoen het deur sy gedaante te verander. Almal dank dan en begin flink te eet en te drink. En die hoofman kyk steeds na die engel, terwyl die hom goed van die skottels bedien, en sy wynbeker ook behoorlik aanspreek. Ten slotte kan die hoofman hom nie meer inhou nie en sê half skertsends, nou toe nou, die suiwer geeste het regtig 'n gesonde eetlus. Die beste Raphael eet hier vir 3. Nee, so iets het die aarde nog nooit beleef nie. Jebal sê, dit verbaas my ook in besonder, maar ek sien iets wat my nog meer verbaas as die hoeveelheid wat hy eet. Kyk, selfs sy bord bly vol. Hier geld egter die wyse spreek, wat die hemel neem, dit gee hy die volgende oomblik weer terug. Hierdie tafel sal deur my en my nakomelinge as 'n blywende gewyde voorwerp vir alle tye bewaar word. En elke jaar sal daar 'n fees gehou word, waarby aan hierdie tafel alle armes van die stad gespysig en gelaaf sal word. Dis nou ongelukkig absolute aardse denke wat nog in Ebal vassit, om van die tafel nou 'n voorwerp te maak wat meer is as 'n tafel. Dan kom ons kyk wat sê Yeshua. Hy sê vers 6, laat die tafel wees, en bly jy jouself. En as daar 'n arme na jou toe kom, en jy het iets, ondersteun hom dan elke dag. 'n jaarlikse feestelike etetjie baat nog die arme, nog vir jou iets. En vir my verskaf dit geen vreugde nie. Wie my gedenk, moet dit alle ure van die dag doen. Maar 'n jaarlikse gedenk kan ek nie gebruik nie. Kan julle die Kersfees hier insien? Die Christendom se hand is baie oop vir armes oor Kersfees of op Kersfeesdag. Dan kry hulle daarom vir jou 'n treat, in die Engelse woord te gebruik. Hulle voer hom so dik, nou ek sê eintlik sarkasties, dat hy die hele jaar kan uithou tot volgende Kersfees. Dis wat hulle dink, want hulle doen net Kersfeesdag goed. Kyk hoe belaglik is dit. Nou hierdie ou se redenasie is nie veel anders nie. En dan wil hy nog van 'n tafel iets meer maak as wat dit is. Yeshua sê, laat die tafel wees wat die tafel is, dat dit bly. En as ons nou daarmee teruggaan na veral die Romeinse kerk, kyk net wat se items verheerlik hulle. Hulle hele godsdienst is 'n verheerliking van voorwerpe en goed. En nou in die laaste tyd kom daar baie inligting uit dat hierdie goed wat hulle als
vereer, direk teruggetrek kan word na die gevalle engele toe. Al die simbole, al die rituele, en al die goed wat hulle doen, lei jy terug nog ver voor Nimrod en Babylon. Babylon, Nimrod was juis die openbaarmaking van die sataniese op aarde. En toe het hulle daai toring begin bou, wat een of ander doel gehad het, as 'n doel om net 'n hoë gebou te hê. Ons vermoed nou vandag, vandat ons met baie met frekwensies te doen kry, buite in die wêreld tel die mense die goed op. Daar's musiekfrekwensies wat jy kan na luister en wat jou genees. Joshua praat in Karen se lesings van die frekwensie van diere, die frekwensie van plante en dan van ons mense. En ons moet in daai frekwensies kom. En dit is wat hulle met die toring probeer doen het, om in die bose frekwensies in te kom, glo ek vandag. En so kan jy al die kathedrale wat die wêreld vol staan, wat hulle nie eens eintlik weet wie daai goed gebou nie. Hulle praat van 'n beskawing wat daar was, die verskriklik groot was, die deure, hoekom het so hoog is en al die dinge. Ek het nie bewyse om te sê dit is nie so nie. Maar ek wil graag vra ek vir argitekte en kontrakteurs of jy nog so 'n gebou kan bou soos wat van hierdie kathedrale gebou was. Met die tegnologie wat hulle gehad het. Jy weet, omtrent 100 jaar gelede het die mense paaie gebou met osse. En grawe, pikke. En nou dink jy aan hierdie wonderlike goed. So die hele sataniese realm is daar om jou en my te verhoed om in die geestelike vibrasies van die liefde te kom. Want hulle weet, die liefde oorwin alles. Die liefde verdoof al daai klomp frekwensies wat hulle probeer op jou op die wêreld afdruk. Want die liefde is die sterkste. Dit lees ons ook in die boek van 1 Esra, dat die waarheid die sterkste is, en dan vergelyk hy die waarheid met 'n vrou, wat natuurlik die trouste moeder is. So, maak julle oë oop en kyk wat om ons aangaan. Nou kom ons kyk, wat sê hy, hoe moet ons dan met armes omgaan? Vers 7, as jy so 'n fees instel, dis nou 'n lekker saam eet, sal jy soos die tempelpriesters te Jerusalem lyk, wat ook 3 maal per jaar gedenkfeeste vier, en daarby vanweë die gebruik aan die armes brood laat uitdeel, asof hulle dan van so 'n stukkie brood, van die een fees tot die ander, sonder verdere voedsel sou kon lewer. Oor die onsinnigheid van sulke belaglike feeste. Wel ontvang die fariseërs op sulke feesdae soveel groot offers, dat hulle van die opbrengs van een fees 100 jaar loyaal sou kon lewe. Maar die arme moet genoeg daarmee neem, om in 'n jaar 3 maal 'n stuk brood, van die eers 'n 8ste pond te kry. 8ste pond is baie klein, is net so 'n stukkie brood. Wat 'n groot sotheid, domheid, blindheid en selfsugtige boosheid. En so kan ons dit ook vir hierdie Christene noem, wat op Kersfees alles gee, daai een dag. 'n Sotheid, 'n domheid, 'n blindheid en 'n boosheid. En dan wil ek nog byvoeg, dat kom hulle nog met hulle Vader Kersfees pakkies hier aan en slaan hulle Kersboom op. Nou dit het ons baie vinnig gestop, en hulle het ook nog nooit weer gekom. So, 'n mens staan maar alleen as jy nugtere denke het in al hierdie goed. Laat jou tafel daarom wees wat hy is, dan sal jy daaraan vir my die beste fees vier, as jy daagliks, volgens jou vermoë, die een of die ander arme aan hierdie of ook aan 'n ander tafel versadig. Nou kan ek hier invoeg, soos wat Philadelphia Ark en hulle personeel dit doen. Elke dag
word mense versadig aan die tafel van Annemarie. Elke dag gee ons vir hulle geestelike brood, waaraan hulle ook versadig kan word. So binne hierdie opdrag is ons op die oomblik heeltemal korrek. Of dit wel met die hart gedoen word, of met die verstand, dit sal elke mens bepaal. Die een wat skree, ag, Here, moet ek nou weer die goed doen, en die potte was, en die dat, en kerm oor sy werk, en dit nie met vreugde doen nie, kry dan nie die seëning. Want onthou, al hierdie goed wat Joshua vir ons sê om te doen, bring seëninge, bring jou siel al hoe hoër op in die geestelike sweer, totdat soos Karen gelees het, die siel kan verenig met die gees, waar dit 'n hemelse huweling binne in jou is wat gaan plaasvind. Jy self bepaal die tempo. So hier is die riglyne wat ons moet doen om saligheid en geestelike volwassenheid te kry. En ek noem dit veral vir die mense wat op ons bandjies gaan luister op die audio. Dit help nie, jy storm al die boeke van Lorber en jy lees hulle almal deur nie. Iemand het my so ruk terug gesê, jy nie nog boeke en ek het hulle almal deurgelees. Maar die boeke het nie hulle gesindheid verander nie. Hulle is nog steeds in dieselfde godsdienstgesindheid as wat hulle in die kerk was. So alles wat jy lees, soos nou vanmôre, as jy nie betrokke raak met daaglikse uitreik na armes nie, dan mis jy verskriklik uit. En moenie dink jy kan dit net eenmal 'n jaar kom doen nie, of dit nou op Kersfees is, en of dit op Pasga is, of watter dag ons gedenk. Ons gedenk wel die Pasga, maar dit is net omdat ons dan by mekaar is, en ons kinders kan vertel hoekom nou 'n Pasga ingestel is in Egipte, en toe deur na Joshua wat met sy eie bloed vir ons die vryheid gekoop het. Maar as jy nie Pasga hou elke dag van die jaar nie, 24/7, om brood te eet self en brood uit te deel, en die bloed van Joshua oor jou te pleit, wat basies sy verlossingsdaad was, en self jou siel as bloed gee vir jou naaste nie, as 'n smaaklike wyngereg in die gees, dan is jy nie in sy orde nie. Dan help 'n Pasga hou jou niks. Ons het al mense gehad wat so gestry het oor die datum van die Pasga, omdat daar verskillende kalenders is. En binne dieselfde kalenderbeginsels is daar ook nog verskille. En iemand het so ver gegaan en gesê, as jy nie die Pasga op die heel korrekte datum hou nie, is dit nou, beteken dit niks. Weet jy wat beteken niks? As jy net die Pasga hou eenmal 'n jaar, dan beteken dit niks. Jy moet die Pasga in jou hart vier 24/7. Selfs in jou slaap moet jy waak dat Satan jou nie kan gryp nie. En as die ene en dieselfde arme elke dag kom, vra hom dan nie of hy ergens anders niks kry nie. Want daar sou die arme bang word, sodat hy dan nie meer na jou toe sou durf kom nie. En daardeur sal jou goeie werk alle waarde vir my verloor. 'n Baie belangrike vers vir ons wat hier Vrydag kos uitdeel vir die mense van buite. En ek weet, julle doen nie hierdie ding nie. Maar die feit dat julle dit nie doen nie, hier is die seëninge wat daar uit gaan kom. Maar ek wil ook nie dat jy nog liggaamlik sterke leeglopers, wat in staat is om te werk, die arme brood gee nie. As hulle kom, gee hulle dan werk, dat hulle kan aangaan. As hulle die een of ander werk vir jou gedoen het, gee hulle dan ook te ete en te drinke. Maar as hulle die werk nie aanneem nie, gee hulle dan ook niks te ete nie. Want wie tot werke in staat is, maar nie wil nie, mag ook nie eet nie. Dit staan in Paulus se briewe, maar hier is dit Joshua se direkte woorde, wat ons maar kan merk vir ons sorgsentrum se beleid vorentoe. En hier is ongelukkig
kom die leeglopers in, hy werk vir so 'n kort tydjie, dan stuur jy hom van die een groep na die ander groep, is dan in die kombuis, dan in die tuin, dan in die lande, dan by die teerspan, dan daar. Hy hou net nêrens nie, want hy wil nie werk nie. En is jammer, dit is die kinders, jeug van 18 tot omtrent 32, is nie meer gewoond om te werk nie, wil nie werk nie. Dit is hierdie rekenaar generasie, wat ons nou het, wat dink hy werk as hy agter 'n klawerbord van 'n rekenaar sit, of aan 'n selfoon se knoppies druk. Dis nie werk nie. Werk is om in die sweet van jou aangesig jou brood te verdien, soos wat Joshua, 'n vader vir Adam en Eva gesê het. So, baie duidelik hier, as 'n man gesond is, en hy wil nie eet nie, is jy dan ook binne Joshua se reg om hom te vra om te loop. Dis makliker gesê as gedoen, want gewoonlik is hierdie leeglopers so dik van regsgedinge in hulle wese, dat hulle jou met allerhande goed dreig. Maar wat ek baie keer sê is, los hom. Die Gees sal hom hier uitwerk. En ek het 'n ding begin optel, dat mense wat die Philadelphia ark benadeel, deur nie te werk nie, deur hulle deel te betaal nie, te lieg dat hulle inkomste kry ensovoorts en nie kan bydra nie, die aarde val hulle aan. Die aarde van hierdie Philadelphia ark roep uit, en hy laat val daai ou, pynlik, in die hospitale, maar hy kry nie rede hoekom die oorsaak, wat is die oorsaak daarvan nie. Iemand het sy regterhand opgetel teen ons op die plaas, en meer spesifiek teenoor my en Amelda. Hy het 'n huisie afgebrand hier. Ons het hom genade aangebied, hy het dit verwerp, en hy is toe tronk toe. En die een saak na die ander word uitgestel. Hy is nou meer as 'n jaar, hy is nou parool, maar, of verborg, maar voor dit was hy amper 'n jaar in die tronk. En wat my aan betref, was die man se vonnis uitgedien. Die tyd wat hy daar was, al was dit verhoor afwagting. Mense wat die tronk nie ken nie, verhoor afwagting is baie erger as wat jy gevonnis is. Want dan val jy onder die departement korrektiewe dienste, tot dan val jy onder die polisie. En ek het nou die dag stuur hy foto's vir my van sy regterhand. Dis die hand wat hy opgetel het teen 'n Philadelphia ark om ons eiendom af te brand en te dreig. En hy het dit meermale voor baie getuies gesê, dat hy vir ek en Amelda sal doodmaak. En al die kantore sal kom brand. Die hand se foto, ek het gegril so groot soos ek is. Die hele hand is verrot, daar is nie 'n ander woord nie. Het verrot geraak. Binne die opdrag van Joshua, as jou regterhand jou laat struikel, kap hom eerder af. Ruk jou regteroog uit. Dit beteken in die gees, as jy besig is met dinge wat wêrelds en verkeerd is en jou naaste benadeel, stop daarmee. Maar hy het nie. En ek weet nie of hy die hand gaan verloor nie. Hy is in vir operasies. Maar dis die dinge wat ek sien as mense teen vader se kinders optree en teen hierdie plek. Ek dink ek het al voorheen die verhaal vertel van die 2 voodooïstiese dames wat die weerligstraal in Philadelphia ark tussen al daai Wendy's, net die een Wendy binnekant slaan, nie buite nie, brand alles binne uit. Die buitemure van daai houthuisie het nog gestaan, maar binnekant was niks wat nie gebrand het nie. Omdat hulle die personeel almal onder 'n voodoo-spel gesit het. Dit het ons later uitgevind, maar ons het dit almal saamgekom in die raadsaal en ons het dit gebreek met olie en gebed. So, as die aarde of die weerlig of siekte of iets gaan sal jou kry. En dis nie iets om ons in te verlekker nie, dis net iets om dankie te sê dat Vader is met ons. Hy los ons nooit alleen nie. Kyk, as jy so optree,
sal jy my altyd die aangenaamste herdenkingsfees berei. Maar met jou voorgenome jaarfees moet jy maar altyd uit my pad uitbly. Want so 'n jaarfees is die grootste onsin wat 'n mens in sy hoof of kop kan bedink, omdat niemand daarmee gediend is nie, behalwe die organiseerder van die fees wat tydens so 'n jaarfees ten bate van homself deur offers voordeel kan behaal. Waarom sou een periode van 'n jaar dan beter wees as die van een dag? Wie byvoorbeeld eenmaal per jaar die geboortedag van sy vader vier, moes eintlik ook elke dag die geboorteuur vier, wat beslis beter sou wees as 'n jaarlikse geboortedag. Nou dit maak sin. Hoekom net die dag vier? Hoekom nie die uur wat hy gebore is ook vier nie? Ek sê vir jou, al hierdie soort herdenkingsfeeste van die mense het vir my geen waarde nie. En hier sluit hy verjaarsdae in. Op hierdie plaas is mos party mense dink as hy verjaar, dan hoef hy nie te kom werk nie, dan moet vir hom op die hande gedra word, allerhande goed met Annemarie vir hulle ander koeke en wat nog. Mense, wat het jy aan die feit dat jy verjaar het, dat jy nou so belangrik is? Wie het jou, embryootjie, daai destyds toe jy gebore is of verwek is, in die moederskoot geplaas? Yeshua. So as jy iemand wil vereer op jou verjaarsdag, vereer hom. Maar weer eens geld die storie, wat help dit jy vereer hom een dag 'n jaar? Vereer hom 24/7 die hele jaar. En skiep hierdie herdenkingsfeeste. Tensy hulle daagliks, of liewer elke uur in die hart deurleef word. Nuwe maan, jubeljaar, fees van die bevryding van Jerusalem uit die onderdrukking van Babel, fees van die wederopbou van die stad en die tempel, die fees van Moses, Aaron, Samuel, Dawid en Salomo. En ek gaan hier byvoeg, en baie mense gaan my kwaadlik neem, feeste van Andries Pretorius en Sarel Silje. Dis sinneloos om die gelofte dag so te geherdenk soos hulle dit doen in Israel, of daai tyd in Israel gedoen het. Hy sê is almal niks seggende sake, waar nouweliks soveel waarheid in sit, as in die reën wat 1000 jaar gelede in die see geval het. Hoe moet ons dan gelofte dag herdenk? Ons geherdenk dan gelofte dag elke jaar. In jou hart moet jy 'n huis bou. Nie soos die boere 'n kerk gebou het in Pietermaritzburg nie. Kerk staan vandag nog daar. Hulle het gedink dis die huis wat hulle beloof het. Maar hulle was nie geestelik ryp nie. En toe die vrymesselaars hier in die 1940s, 30s kom, toe sê hulle, nee, nou moet ons 'n groot huis bou soos wat ons beloof het. Dis die vervulling van die huis. En toe bou hulle die Voortrekker monument met al sy versteekte simboliek en geheime dinge van vrymesselary. So, dit is nie wat Vader wil hê nie. En almal wat jaarliks optrek na daai gebou toe en dink hulle het nou 'n verskriklike groot offer gebring. Wat van die ander 364 dae? Wat doen jy? Bou jy aan die huis? Bou jy aan jou eie huis? En as jou huis reg is, bou jy dan aan die volk se huis? En dit is die dinge wat betrekking het op arm en behoeftige mense. Hulle moet ook onder die seëning kom van die gelofte. Nou mens begin wel in 'n soort religieuse oplewing met hierdie feeste. Ja, dit is so. En die feesgangers herinner hulle daarby nog baie lewendig die persoon of die een of ander belangrike gebeurtenis wat hy self beleef het. Maar in die tweede, derde, vierde of selfs die 10de generasie of geslag word dit 'n nikszeggende seremonie waarvan duisende nouweliks nog weet waarom dit gehou word, en later word dit heeltemal heidens. Overigens wil ek hiermee die egte herdenkingsfeeste nie ophef nie,
maar hulle moet naas die jaarlikse ook die daaglikse in die hart meebring. So hy heeft nie die tempelse feeste van Pascha, Pinkster en die ander op nie, maar dit moet elke dag, moet die inhoud van daai fees en die opdrag van daai fees moet uitgevoer word. Byvoorbeeld die fees van die ongesuurde brode. Almal is so taai om die hele week lang niks gesuurde brood te eet nie. Selfs al die suurdeeg moet uit jou huise verwyder word, sê die wet. Maar niemand sien dat die suurdeeg en die brood, wat jy nie nou eet vir 7 dae nie, is die predikant se nonsens wat hy in die woord ingevoeg het met sy kerk en al die dogma wat ons kry hier buite. Maar hy hou sy 7-daagse ongesuurde brood, en dan Sondag na Sondag, dan gaan eet hy gesuurde kafeebrood, saam met die dominee. Ek praat van geestelike lering wat gegee word, wat vals is. Omdat hulle anders as dood en dus sonder uitwerking beskou moet word. Dis die feeste. Maar hier, met die tafel bly dit soos wat ek dit aan jou gesê en aangetoon het. Jebal sê, alles is baie presies so gedoen, sal so gedoen word, soos u, o meester, nou so vriendelik en waar aangetoon het. Daarby sal ons aan die daaglikse feeste in ons harte baie meer aandag gee. En ons sal ons tevens met al ons kragte oefen in die naaste liefde. En op daardie manier die heerlikste gedenkfeeste hou. Elke maaltyd wat ons hier saam sit met ons broers en susters wat ingekom het omdat hulle deur die wêreld uitgewerp is. En dis wat gebeur wanneer jy hier kom, die wêreld werp jou uit. Tensy jy vrywillig hiernatoe kom om 'n hulp te wees. Daardie etes wat ons het, of dit nie oggendpap is, of dit nie middagete is, of die aandete, dit is 'n geseënde gedenkfees, soos 'n Pascha, of vir die heidene soos 'n Kersfeesmaaltyd. Ek weet nie of julle dit kon onthou nie, ons was maar almal in die kerk. Op 'n Kersfeesmiddag eet jy vir jou in 'n knippel in. Die lekkerste kosse. Dit is nie wat hy wil hê nie. Hy wil hê ons moet aan tafel sit met die armes. Yeshua sê, as julle dit bly doen, dan sal ek ook in julle bly, en daaraan sal die mens sien dat julle werklik my leerlinge is. Elke stuk waarheid wat Yeshua vir ons gee, soos hierdie swaard wat nou hier staan in vers 16, het ook aan ander kant. As julle dit nie doen nie, sal ek ook nie in julle midde bly nie. En daaraan sal die mens sien dat julle werklik die leerlinge van Satan is. Want jy is of 'n leerling van Yeshua of jy is 'n leerling van die wêreld. Die wêreld is Satan. Dis hard, maar dit is die tweesnydende waarheid wat hy vir ons hier deurgee. Maar vers 17, nou het ons voldoende geëet en gedrink, laat ons daarom van die tafel af opstaan en na buite na ons skippers gaan. Hulle sal julle heel wat te vertel hê. Hier sal ons min rus hê, want binne 'n uur kom hier weer 'n karavaan uit Bethlehem aan, met daarby etlike jong aardsfariseërs, wat ek beslis nie wil sien nie. Maak dat hulle vandag nog na Sebara gestuur word. Die hoofman sê, daarvoor sal gesorg word, want geen mens op aarde staan my nou so teen as 'n aardsfariseër nie. Na hierdie woorde staan ons almal op en haas ons na die skippers by die see. Nou 'n aardsfariseër is 'n baie kragtige tipe van fariseer in die negatiewe. Dis hoekom ons daai 7 engele wat die vlamme op die bord is, aardsengele noem. Dit is die, wat is ultimate in Afrikaans? Maar julle weet wat die woord ultimate beteken, is die hoogste, die kragtigste engele. So hierdie aardsfariseërs, hierdie jong mannetjies wat nou net uit die kweekskool uitkom. En dit sê hierdie man, die hoofman, en daar's niks wat my so teestaan as daai ouetjies. En dit is vandag
nog steeds dieselfde. Want hierdie jong liberale predikantjies en pastore is die goed wat nou heeltemal wegbeweeg van die orde van Vader. Dis hulle wat die homoseksualisme ingebring het in die sisterskerke. Al hierdie ander neigings, hulle kan nie te veel na Amerika toe en Kanada toe gaan nie, sodat hulle kan gaan leer hoe om groot kerke te hê en mense te trek nie. Dit is die absolute aardspredikante en aardspastore. Terwyl in Afrikaans die hele profetiese skool al nou reeds beskikbaar is, jy hoef dit net hier te lees in hierdie land. En dit is die 3,5 jaar van Yeshua op aarde wat vervat is in die groot Johannes Evangelie, waarvan ons nou al in boek 2 is. Alles is hierin. Maar wat nie hierin is nie, wat jy in Amerika en in Kanada gaan kry, is hoe om geld te maak uit die mens en uit godsdienst. Dit gaan jy daar kry. Jy gaan daar ook duiwe koop, bedoelend geeste. Onder andere die Toronto Blessing, kom van Kanada af. En dit is 'n lag in die gees, wat hulle gaan koop daar, vir geld. Dan kom hy met daai lag in die gees terug, in hom. En ek het eendag video's gesien wat in Bloemfontein geneem is, hoe hierdie gees straal so uit hierdie man en dan begin hy lag. Maar daar's 'n demoniese trek in sy gesig, is nie 'n vreugde lag nie. En skielik begin almal lag, en hulle val om, en hulle rol letterlik in die gange rond. Almal lag. En dan stop het net so. Die mense sien nie dat dit 'n gees is. Dis 'n wêreldgees, is 'n besoedelde gees, wat weer die mens weerhou om in die liefdesvibrasies te kom. Plaas hulle daai tyd wat hulle daar rondrol en die kere gaan gebruik om uit te reik en na mense toe te ry met 'n klompie kos. Jy sal beter doen op die uur op 'n Sondag, as jy daai uur vat en 'n klompie kos gaan koop en gaan ry en dit vir behoeftige mense uitdeel. En een ding kan ek jou nou sê, hier is nie 'n tekort aan arm mense in Pretoria wat werklik swaar kry. So, hier is vir ons baie lesse in hierdie hoofstuk 157, waarmee ons al gedeeltelik besig is, maar nog steeds moet ons kyk of ons harte daarmee besig is, nie jou kop of jou verstand nie. As jy dit net doen omdat jy 'n paar randjies kry die einde van die week, en dan is dit wat jy kry, dis jou loon. Maar as jy dit doen vanuit die liefde vir hierdie ou wat nou ingekom het, en ek kan hom 'n bord kos gee, ek is so goed gevoel, ek nou van klere gegee, ek net een stel gehad. En jou hart brand van liefde vir wat jy nou gedoen het aan die ou. En as hy nog dankbaar is, nog meer, dan is jy in sy orde. Dan gaan jy die geestelike vibrasie bereik, wat jou sal laat verander van vleeslike wese na 'n eteriese geestelike wese. Baie dankie.